Shalom weer aan al ons goeie vriende en welkom by ons geselsie uit die woord van God. En ons gaan begin vandag met 1 Johannes, soos u dit ken. En 1 Johannes is vir my persoonlik een van die mooiste, kragtigste, lewegewendste boeke in die Bybel, as ons ooit 'n onderskeid tussen hulle mag tref. In hierdie boek sien ons ware lewe. En sien ons ook die antwoord van al die vrae wat mense so dikwels vra. Wie is gered? Hoe word ek gered? En al daardie dinge wat vir die mens belangrik is, sal ons ook kan sien. Hanteer Johannes met sy gehoor, wat bestaan uit die gemeentes, versprei oor die ganse Mediterrane streek, as ons dit so kan noem. Met ander woorde, die hele Europa en Griekeland, die Midde-Ooste, alles wat rondom die Middellandse See is. Waarheen al die mense, ook vanuit Israel, maar vanuit hierdie gebiede gegaan het, en waar hulle by mekaar kom in gemeentes, en nog steeds Aramees gepraat het. Nou, die rede hoekom hierdie boek vir my so fantasties is dat hy hanteer al hierdie dingetjies waaroor mense so baie keer wil argumenteer en wil staan. Dankie vir al die mense wat vir ons boodskappe laat en mense wat ons kontak, mense wat vir ons gebed vra, wees verseker, ons bid vir u. Jy sal ook verstaan dat dit vir ons beter is as jy dit vir ons in 'n boodskap stuur na die e-mail toe, of per SMS of WhatsApp, aangesien ons baie op die pad is. Nee, ons is nie in een kantoor iewers, ons is baie op die pad, waar ons die Bybel bekendstel, en waar ons met mense deel, dit wat Vader se volheid van sy waarheid is. So, asseblief, neem dit in ag, stuur vir ons u boodskappe, maar doen dit op so 'n manier dat u kan verstaan, ons is nie altyd in 'n kantoor. In Johannes, soos wat u dit ken, begin dan en sê, ons het aan julle die goeie boodskap verkondig van hom wat vanaf die aanvang was. Die boodskap van Yeshua, wat van die begin af die beplanning was van die verlossing van die mens. Ons het dit gesien terwyl ons ander gedeeltes gedoen het in die skrif. As ons na Johannes self, na die evangelie van Johannes kyk, dan sien ons in die eerste vers presies dieselfde. Dat dit gaan daaroor dat hy altyd die plan was. Ek herhaal weer wat ek gesê het in die verlede. God het nie 'n tweede plan nie. God het nie 'n plan B nie. God het nie 'n reserve nie. Vader ken die toekoms. Vader weet presies wat is dit wat gaan gebeur, en sy planne is eenmaal ja en waar. Hy het nie 'n tweede plan. Hierdie goeie boodskap is waaroor 1 Johannes gaan. 1 Johannes sy ganse boodskap gaan dan oor die goeie boodskap van Yeshua, die een wat beloof is van die begin af. Genesis 3 vers 15 reeds. Die een wat van die begin af deur Vader beplan is as u en my verlos. Hy vir wie ons gehoor het, wat ons met ons oë gesien en ervaar het, en met ons hande aangeraak het. Nou, in die eerste plek sê Johannes, hierdie is nie tweedehandse kennis nie, hierdie is nie derdehandse kennis nie. Ons het dit nie by iemand gehoor nie. Ons was daar. Die boodskap wat Johannes vir ons bring, kom direk. Dis eerstehandse kennis. Hy het saam met Yeshua geloop. Hy het hom ervaar, meer as gehoor en gesien. Hy het die wonderwerke gesmaak. Hy het die wonderwerke gesien en meegedeel
aan ander. Hy kon vertel wat gebeur het, want hy het dit gesien. Hy het elke oomblik saam met Jesua geloop, en hy was een van die 3 wat altyd deur Jesua saamgeneem is in die intiemste tye. Maar dan sluit hy die eerste vers af en hy sê, hy wat ons gesien het, met ons hande aangeraak het, hy wat die boodskap van lewe is. Nou, onmiddellik hier dink ek terug toe ons begin het, en 1 Kefa 1 vers 25, of Petrus soos jy dit ken, 1 Petrus 1:25, maar die woorde van ons God bly tot in ewigheid. En dit wat hy gesê het, is die goeie boodskap wat aan julle verkondig. Die goeie boodskap, hierdie boodskap is baie duidelik, het nou lewend geword. Jesua het hierdie boodskap wat Vader van die begin af van ons verkondig het hy hierdie boodskap vir ons kom wys. Hy het vir ons lewend die boodskap kom wys en demonstreer. Van die begin af is die boodskap, u en ek moet lyk soos, ons moet lewe soos, ons moet die karakter en autoriteit van Vader dra. Van die begin af is dit die boodskap. En nou het Jesua daardie boodskap geword. Hy het vir ons presies kom wys, hy het kom leef soos, kom lyk soos. En omdat hy kom lyk en kom leef het, soos Vader se karakter, weet u en ek presies wat God se wil is. En hierdie boodskap is lewe. Dit is 'n baie belangrike onderwerp wat ons kan aanraak vandag hieroor, wanneer hy vir ons sê, in vers 2, die lewe is openbaar, en ons het gesien, ons getuig van, en verkondig aan julle die ewige lewe, wat by die Vader was, aan ons openbaar. Die Vader het die ewige lewe aan sy kinders beloof, as hulle gehoorsaam leef volgens sy wil, en Jesua het vir ons kom wys hoe dit lyk. Maar hy het ook die aspek, die konsep van hierdie lewe vir ons kom wys. Hy het vir ons kom wys wat is lewe. Baie mense wat ons ontmoet, bestaan het. Hulle staan op in die oggend en gaan werk en kom terug huis toe en gaan slaap en staan op en gaan. Dis nie lewe nie. Lewe is om die plesier van God se skepping te geniet. Lewe is om elke oomblik sy teenwoordigheid te ervaar. Dit is lewe. Daardie lewe het hy vir ons kom openbaar. Daardie lewe wat net in hom is, het hy vir ons kom wys. En dan bevestig Johannes weer in vers 3 en hy sê, hy vir wie ons gesien en gehoor het, openbaar ons ook aan julle. Eerstehandse kennis, wat ek opgedoen het, sê Johannes, kom deel ek nou met julle, sodat julle ook gemeenskap met ons kan hê, en ons gemeenskap is met die Vader en met sy Seun Jesua, die gesalfde. Hier is 'n baie belangrike aspek wat hier uit mekaar kom. Hy sê ons fellowship, ons eenheid, ons by mekaar kom. Ons gemeenskap is met die Vader. En ons gemeenskap is met sy Seun, afsonderlik kan jy sien. En ons gemeenskap moet ook met mekaar wees op dieselfde manier. Maar as dit nie in hierdie volgorde is nie, as ons gemeenskap nie eers met Vader is nie, wat het ons dan vir mekaar te sê? As ons gemeenskap nie met die Vader is, en daardie gemeenskap dan in Jesua vasgebind word, hy wat vir ons die voorbeeld kom vasstel het nie, wat het ons dan om met mekaar te deel? Jy sal met my saamstem, daar is massa verdeeldheid. Ek het nou onlangs gehoor, daar is amper 40.000 denominasies. Wat 'n skande.
40.000 wat sê, ek is reg. Maar ongelukkig ook 40.000 wat sê, ek kan nie saam met 'n ander een in volle eenheid gaan nie. Want ek dink ek is meer reg as hy. Jy moet self besluit daaroor. Dis vir my onmoontlik. Dit lyk eerder vir my asof as ons gemeenskap met die Vader het, gemeenskap met sy seun en die lewe van sy seun, ons gemeenskap en eenheid met mekaar sal kan hê. Want dan is ons standaarde op een plek vasgevang. Dan is ons standaarde, sy standaard, eenvoudig. Dan is dit wat ons moet doen, dit wat hy reeds gesê het. Dis hierdie boodskap wat lewe kom word. Die boodskap wat lewe kom word het, wat u en ek moet leef en met doen. Die volgorde is vir my eintlik so eenvoudig. Wanneer ek gemeenskap het met die Vader, en u gemeenskap het met die Vader, dan sal ons saam sien, dat Yeshua daardie lewe van die Vader vir ons kom wys het. En wanneer ons dit sien, het ek gemeenskap met Yeshua, met sy lewe wat hy kom leef het. En sê ek wil hê jy moet mooi hoor wat ek sê vandag. Om gemeenskap te hê met die Vader, is om gemeenskap te hê met die lewe wat Yeshua vir ons kom wys het. Sonder gemeenskap met die lewe wat Yeshua vir ons kom wys het, kan ek nie gemeenskap met die Vader hê nie. Dan is dit so eenvoudig maklik om gemeenskap met mekaar te hê. Dan kan ons by mekaar kom in eenheid. Dan kan ons by mekaar kom en met mekaar deel. Dan kan ons by mekaar kom en as daar iets is wat ons oor verskil, dan kan ons mos gaan kyk wat sê die handleiding. En dan kan ons uit die handleiding 'n antwoord kry. Wanneer twee kinders van vader verskil oor iets, is daar nooit 'n wenner en verloorder nie. Want albei kom vind uit wat sê Vader. Dit is hoe ons gemeenskap moet hê met mekaar, dit is hoe ons by mekaar moet uitkom, dit is hoe ons mekaar moet vertrou en by mekaar moet leer. Is ons gebruik sy woord. Nou is daar nie wenners en verloorders nie. Daar is net hulle wat doen wat God sê. En daarom sê hy vir julle, hierdie gemeenskap wat ons met die Vader gesmaak het, en dit wat ons gehad het in Yeshua, dit kom deel ons met julle. Vers 4. Ons skryf hierdie dinge aan julle, sodat ons blydskap wat in julle is volmaak kan wees. En ja, dit sal wonderlik wees as almal wat ons ken, net in hierdie eenheid kan kom en so met mekaar in eenheid is, dat dit 'n absolute vreugde is. Net gehoorsaam aan hom. 'n Vreugde om ook by mekaar te kan kom. Dis die goeie boodskap wat ons van hom gehoor het. God is lig en daar is absoluut geen duisternis in hom. Dit is altyd vir my so 'n wonderlike konsep om lig en duisternis met mekaar te vergelyk. Want ons kan in magdom met donker maan, wanneer dit absoluut duisternis is daar buite. En ons iewers in die veld is sonder enige liggies, en dit donker is en daar is geen lig nie. En ek het die flauwste van flauwste kersies. Dan sal daar die kersie kan brand. Ek sal die lig kan sien. En al daar die groot duisternis rondom dit, sal hierdie klein liggie nie kan oorweldig. Al die donker duisternis daar buite, kan hierdie klein liggie nie doodmaak. Dit is altyd vir my so 'n wonderlike beeld. Kom as ons bang vir die duisternis,
Die duisternis hardloop weg vir die flauwste van liggies. Die flauwste van liggies. Vader is die lig. In hom is geen duisternis. Hy kan geen duisternis ken nie. Hy het geen konsep van duisternis. Ek wil hê jy moet baie mooi verstaan ook wat dit beteken. Daar is baie mense wat sê, en soos wat ons aangaan met 1 Johannes sal jy baie sien hoe duidelik die stelling is wat ek nou vir jy gaan maak. En terwyl mense sê dat, ag Here, God verstaan as ek sonde, dan wil ek vir jy sê, God is lig, hy kan duisternis nie verstaan. En sonde is duister. Hy kan nie verstaan as daar sonde is. Sonde is nie in God se begripsvermoë nie. My God is buite sonde. Hy vergewe die een wat na hom toe terugkom, wat bereid is om sy sonde af te sny en af te weer en af te keer. Hoe hy sal altyd die sondaar terugnooi na hom toe, maar hy self het geen begrip van sonde. Ons moet Vader se karakter ken, en ons moet dit kan verstaan. In vers 6 gaan hy aan en hy sê, as ons sê dat ons met hom gemeenskap het, en ons loop in duisternis, dan lieg ons, en is ons nie in die waarheid ingelig nie. Nou, soos ek reeds gesê het, sonde is duisternis. Alles dit wat nie van die wil van God kom, vanuit sy lig oorsprong het nie. Dit wat nie in die lig oorsprong het, en wat nie van Vader geïnisieer is, dit wat hy nie gegee en gedoen het nie, is nie van hom nie, is daarom nie van die lig nie, is daarom van die duisternis. En nou stel die Bybel dit vir u en my duidelik. As ons nou sê, dat ek gemeenskap met God het, wat beteken? Ek is kind van God. My lewe is reg vir 'n ewige lewe. Ek is reg vir 'n toekoms in die ewigheid. Wanneer ons dan sê en beweer dat ons in die lig is, en dikwels in die toekoms van 1 Johannes gaan hy hierdie woorde gebruik, so ek gaan nie nou die verwysings vir u gee nie, want ons gaan dit so dikwels met mekaar sien. Maar die Bybel sê vir ons duidelik, as ons sê dat ons gemeenskap met hom het, dat ons in die lig is, dat ons kinders van God is, dan sê hy, is ons nie in die lig, dan is ons nie in die waarheid ingelig nie. Nou, hy stel dit op 'n mooi manier, ons is nie in die waarheid ingelig nie. Hy sê nie ons lieg nie, hy sê nie ons weet nie wat is die waarheid nie. Hy sê net vir ons verstaan nie mooi wat beteken waarheid nie. As ons beweer dat ons in die duisternis kan wandel, en kinders van God is, as ons beweer dat ons in die duisternis kan dinge doen, dat ons die wet van God kan breek, dan sê hy vir ons is nie ingelig oor die waarheid. Mense wat in die lig staan, het nie deel aan die duisternis nie. Kom ons kyk weer na vers 6. As ons sê dat ons met hom gemeenskap het en ons loop in duisternis, dan lieg ons en is ons nie in die waarheid ingelig nie. Ek sê weer, dan ken ons nie die waarheid nie. As enige persoon dink, of leer, of ander leer, sê die Bybel, om die wet van God te breek, of dat ons nie die wet van God hoef na te kom nie, of God het sy wet skielik verwyder, dan staan die Bybel vir my baie, baie duidelik, slaan hy vir my reguit hou wat sê, jy ken nie die waarheid. Want die waarheid van God ken nie
duisternis nie. Die waarheid van God is in die lig, en daar is geen sonde in die lig. Hoe kan ons anders dink? Sê die Bybel dan nie vir ons om sonde te doen is om die wet te oortree nie? Of om die wet te oortree is om sonde te doen nie? En baie mense wonder, en reg deur die 1 Johannes gaan ons vir mekaar hierdie vraag vra, hoekom lê ons so baie klem daarop? En eintlik is dit die boodskap van die woord. Ons lê klem daarop, omdat daar so 'n magdom mense is, wat in hierdie laaste dae dink dat ons die wet van God maar kan los. Vriend, die maak 'n baie groot fout. Die Bybel sê vir ons duidelik, dat hy wat in die lig is, gemeenskap het met God, kan nie dinge van die duisternis doen. Hy gaan verder in vers 7 en hy sê, maar as ons in die lig loop, soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar, en die bloed van Yeshua sy seun reinig ons van al ons sondes. Sien, hier is die kernwaarheid, hier is die kern van wat dit beteken om eenheid met mekaar te kan verkry. Punt nommer 1 is om gewas te wees in die bloed van Yeshua en om gemeenskap met hom te hê. Saam met hom te loop, te lyk soos hy, te doen wat hy doen. Dit staan alles in 1 Johannes 2, ons kom daarby. In 1 Johannes 2 staan hier die dinge, dat een ek moet lyk soos hy, moet doen soos hy. En dit kan ek kry deur gemeenskap met hom te hê. Want sy seun het ons gereinig. Deur die bloed van Yeshua is ons gereinig, en net deur sy bloed. Maar wanneer ek deur die bloed van Yeshua gereinig is, nou het ek gemeenskap met hom. Ek doen wat hy doen. Ek leef soos hy leef. En dit is van kardinale belang, dat u en ek hierdie woord vandag sal hoor. Ons durf nie op 'n pad van duisternis afloop, maar in die lig van Yeshua se lewe bly. Hy is lig, en sy lewe het vir ons die lig kom wys. Vers 8, as ons sou sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself, die waarheid is nie in ons nie. En nou, dit is so eenvoudig, want as ek sê ek het nie sonde nie, is daar nie vergifnis nie. Sonder die sonde wat ek gedoen het, is daar nie vergifnis nie. Maar wanneer ek in die bloed van Yeshua teruggebring is in 'n verhouding met Vader, en weer die pad met Vader stap soos ek moet, hoef ek nie weer te sondig. En dan 1 Johannes 1 vers 9, die baie bekende versie, wat ons almal sekerlik ken. As ons sondes dan erken en laat staan. Die woordjie bely, is 'n baie kort woordjie, soms verstaan mense nie die volle betekenis. Die woord bely beteken om te sê ek is sorry. Dis 'n woord wat algemeen gebruik word deesdae, en is hartverskeurend, want dit is nie ernstig nie. Nee, die woord bely beteken om te besef wat ek gedoen het, om te draai, weg te loop, en dit nie weer te doen. Dis belangrik. As ons sondes erken, ek weet wat ek gedoen het, en laat staan, ek draai om, ek loop weg, is hy vertrouenswaardig, ons kan hom altyd vertrou, en regverdig, om ons sondes te vergewe, en hy sal ons van alle boosheid reinig. Hy vergewe ons van ons sonde, maar hy gaan verder. Hy reinig ons van alle boosheid. Niks wat boosheid mag bring, niks wat boosheid se invloed mag wees, sal hy toelaat om te bly in ons lewe. Die boodskap van 1 Johannes is baie duidelik. Deur die bloed van Yeshua is ons gered.
Deur sy lewe wys hy vir ons, waardeur ek gemeenskap het met sy lewe. Wys hy vir ons, wat is 'n lewe van redding. Want ek word nie net gered, en dan gaan dit verby. Nee, ek leef daardie lewe van verlossing. Vriend, u daar buite, wil u nie hierdie besluit maak in die lewe, om die lewe van Yeshua te lewe. Volgende week gaan kyk ons na die opdrag wat hy vir ons gesê het, om dit te doen. U en ek het 'n verantwoordelikheid. As ons sê ons is kinders van God, moet ons lyk soos kinders van God. Daardie verantwoordelikheid het u en ek. Kom ons wees gehoorsaam. Vader, wat 'n voorreg om kind van God genoem te word. Ons bid nou dat u vir ons die insig, die wysheid, ja, die insig van lig sal gee, sodat ons die waarheid kan ken, en sodat ons net in die waarheid sal leef, soos jy so geleef. Mag u verheerlik word, in die naam van Yeshua alleen. Amen.